Vandag gaan ons praat oor Palmsondag. Ek het 'n paar mense gevra en baie van die mense hulle weet nie eintlik regtig wat Palmsondag nie. En ek bid in die naam van die Here, wanneer ons hier uitgaan, sal elkeen van ons weet wat beteken Palmsondag. Kan ons sê amen daarop? Want ons geseën, kom ons hoor wat sê die woord van die Here en ek wil graag 'n paar versies lees oor Palmsondag en ek wil begin met Matteus 21 vanaf vers 1. Hierdie gedeelte van die Palmsondag is in Matteus en in Lukas en in Markus en in Johannes. Kom ons lees Matteus. Die intog van Jesus in Jerusalem. En toe hulle naby Jerusalem gekom het in Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: "Gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. As iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur." En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion: "Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel die vul van 'n pakdier." En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en onder die takke van die bome afgekap op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: "Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele." En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: "Wie is hierdie man?" En die skare sê: "Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea." Tot sover die woord van die Here. Here, ek wil vanoggend bid in die naam van Jesus dat U die woord in ons hart bewaar. Ek wil bid dat U vir ons sal help dat ons verstaan wat dit presies wat hier gebeur het. En ek bid, Here, dat ons anders sal uitgaan as wat ons ingekom het in Jesus se naam. Amen en amen. U kan die sitplekke inneem. Ek wil graag die inleiding praat oor hierdie gedeelte. Die gedeelte het gebeur 3 dae voor die Pasga. Dit was Palmsondag, 'n paar dae vroeër. Ons moet mooi verstaan wat uiteindelik hier gebeur. Daar was 'n intensiteit in Jerusalem gewees. Die Jode het gekom na Jerusalem toe om die Pasga te vier. Die Pasga in Eksodus, ek lees vir julle wat het gebeur by die Pasga. Ons weet by die uittog in Eksodus 12 vers 13 staan daar: "Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waar julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie wanneer ek Egipteland tref." So die Here het die volk, die Israeliete uit Egipteland uitgelei en hy het gesê hulle moet 'n lam slag en dit aan die deure sit en as die engel kom van dood, gaan nie een van hulle doodgaan nie. En dit is wat die Israeliete wil kom vier daar in Jerusalem. So hulle het gekom na Jerusalem toe, maar daar was ook ander gebeure wat daar gebeur het. Hulle was onder die mag van die Romeine gewees en die Romeine was bang gewees want hulle het gehoor Jesus sê hy's 'n koning, maar hulle was onder die indruk dat hy wil wat is 'n koe? Hy wil die land oorvat met geweld. So dit was hulle indruk. So hulle het meer soldate gekry met perde en gewapende mense om hierdie ding te verhoed. So hulle het inligting gekry. Laat die Israeliete, daar was al voorheen mense wat 'n staatsgreep wou gemaak het, maar hulle het nie geslaag nie. So hulle was bang vir dit. So hulle was bang vir dit gewees. En die Israeliete het ook geglo dat die Here Jesus gaan kom en hulle verlos van onder die mag van die Romeine. Dit was hulle indruk gewees. So, en daar was 'n regtige ware intense ding gewees. En die Fariseërs en goed, hulle het ook 'n vergadering gehou, maar is julle in hierdie storie in. So daar is 'n intensiteit. Wat gaan gebeur? Almal is bekommerd. Gaan hulle nou oorvat? Die Romeine is gewapen, hulle perde wat
En hulle staan daar en hulle kyk, hy het nog meer soldate gekry, hulle gaan hierdie ding, gaan hulle doodmaak, hulle gaan nie die land oorvat nie. En dit is toe gebeur, en in Johannes 11 vers 17 lees ons, wat het die owerpriesters gemaak? En die owerpriesters en die fariseërs het raad by mekaar geroep. Nadat hulle, in hierdie tyd het hulle raad by mekaar gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom sal laat begaan, sal almal in hom glo. En hulle sê, die fariseërs en die owerpriesters het gesê, almal sal in hom glo, die Romeine sal dan kom en ons land en ons nasie van ons afneem. Hulle het daar gebly in die land, maar die Romeine het hulle toegelaat. Dit is hoekom die priesters en die fariseërs toegelaat is, om hulle het hulle Sanhedrin gehad, en hulle die goeders gedoen. Maar toe is hulle bang, hulle sê, nou wat gaan ons doen? En Kajafas, een van hulle in vers 50 sê, en dink nie daaraan, dat dit vir ons voordeliger is, dat een van die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. So Kajafas het gesê, kom ons maak so, ons laat een sterf, en laat die hele nasie nie omkom nie. Ek wil net praat oor die koninkryk van God. Toe Jesus die eerste boodskap wat Jesus gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van God is naby. Baie mense, soos hulle daai mense het op daai dag gedink, die koninkryk van God gaan kom, want hulle gaan die Romeine verslaan. Nou, Jesus het gesê, in Romeine 14 vers 17 lees ons, wat is die koninkryk van God? Weet julle wat is die koninkryk van God, dames en here? Is dit wanneer die Romeine nou verslaan sal word? Nee, Jesus het, want die koninkryk van God, kinders van die Here, is nie saak van eet en drink nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Here, in die Heilige Gees. Die koninkryk van God is geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Eet en drink praat van 'n reeks tradisionele dinge, jy mag nie dit eet nie, en jy mag nie dat eet nie, en reëls en regulasie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, is nie 'n saak van regulasies en wat jy moet eet. Die koninkryk van God is van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Rig jou lewe voor God en mense. Kry jou lewe reg en rig dit voor God en mense. Dit is geregtigheid. Vrede is interne rus en vrede met God. Blydskap is vrede met die Heilige Gees, vreugde van die Heilige Gees. Dis die koninkryk van God. En dit is waar die mense 'n bietjie verkeerd gegaan het daar, en toe kom hulle daai dag en dink die Palmsondag gaan dinge verander. Palmsondag begin met 'n fees, maar eindig dieselfde week by die kruis. Die skare roep, Hosanna, red ons. Maar net 'n paar later roep dieselfde skare, kruisig hom. So is dit in ons lewens. Die woord van die Here sê, vervloek is hy wat op 'n mens vertrou. Daai selfde mense wat geskryf het, Hosanna, Hosanna, hulle is dieselfde mense wat 'n paar dae geskree het, kruisig hom, want hulle was ontevrede, hulle was ongelukkig oor dit wat gebeur het. Hoe beweeg 'n mens so vinnig van aanbidding na verwerping? Dis die vraag. Die eerste puntjie wat ek wil praat is, die koning het gekom, maar nie soos ons verwag het nie. Die koning het gekom, maar nie soos die mense verwag het nie. In Sagaria 9 vers 9 lees ons, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en 'n oorwinnaar, is hy nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vel van 'n eselin. Esegiel het hierdie goed Sagaria het hierdie goed profeteer lank voor dit in die Ou Testament, en hy sê die koning gaan kom en hy ry op 'n esel, 'n jong esel, en nie die vel van 'n donkie. 'n Esel wys van nederigheid. Jesus kom in Jerusalem in op 'n esel en hulle skree Hosanna. En die perderuiters en die mense kyk, hulle wil kyk dat daar nie probleme kom nie. En die fariseërs sê, dis beter dat een sterf as wat ons
die Romeine ons hele land uitwis. Jesus kom nie op 'n oorlopend nie, maar op 'n donkie. Dis 'n simbool van nederigheid, van vrede, van geestelike koninkryk. 'n Geestelike koninkryk, kinders van die Here. Die volk se verwagting, bevryding van die Romeine. Dis was die volk verwagting. Politieke mag, 'n koning soos Dawid. Maar Jesus bring bevryding van sonde. Hy bring innerlike verandering en 'n ewige koninkryk. Die waarheid is, ons probleem is nie altyd dat Jesus nie kom nie. Ons probleem is nie dat Jesus nie kom nie, maar ons probleem is dat hy kom, maar op 'n ander manier as wat ons glo hy gaan kom. Amen. Die skare het hom geprys, maar hulle het nie verstaan nie. In Johannes 12 vers 13 lees ons: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Maar hulle lof was gebaseer op wat? Hulle het geskryf, hulle het geskree daar: geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna, Hosanna. Hulle lof was gebaseer op verwagtinge dat Jesus gaan kom en die Romeine oorvat. Hulle goed was op emosies. Hulle glo dis wat nou en selfbelang. Dit was vir hulle belangrik dat die Romeine moet verslaan word. Nie ware openbaring nie. Die waarheid. Jy kan Jesus loof, maar hom nog steeds nie ken nie. Die waarheid is, kinders van die Here, ons kan hier wees, ons kan Jesus loof, maar hom steeds nog nie ken nie. Het julle gehoor wat sê die woord? Ons kan bly wees, ons kan sing, Here seën ons, en wat wil jy hê? Is dit deur emosies? Is dit deur iets om te kry, of is dit regtig om God te ken? As ons die Here loof, maar dit moet dit wees om God te ken, nie om deur emosies nie deur ons eie belang nie deur dinge wat ons wil hê hy moet vir ons doen nie. Ja, die Here gaan vir ons dinge doen, maar as ons Palmsondag verstaan, dan sal ons verstaan waaroor dit gegaan. Presies daaroor. En die Here kom dit maak teleurstelling en dit kan lei tot verwerping. Toe Jesus nie die Romeine omverwerp nie, die politieke mag oorneem nie, het die skare gedraai. Die skare het net so gedraai toe Jesus nie hierdie dinge gedoen het nie. Ons kan Jesus loof, maar hom steeds nie ken nie. Matteus 27 vers 22 lees: Wat moet ek dan doen met Jesus? Sê Pilatus. Hulle sê kruisig hom. Toe hulle sien dat Jesus het nie aan hulle verwagtinge voldoen nie, hy het nie die Romeine onderwerp nie, hy het nie politieke mag geneem nie, het die skare gedraai en hulle het gesê kruisig hom. Die waarheid is, wanneer Jesus nie aan ons verwagting voldoen nie, toets dit ons geloof. Wanneer Jesus nie aan ons verwagtinge voldoen nie, toets dit ons geloof. Baie van ons mense, ons glo, julle weet, die Here, ons het gesing, die Here seën julle, hy bewaar julle, behoed jy, as jy vir hom is, dan hy sal jou help en hy sal jou. Maar wat is my verwagting en wat is jou verwagtinge? Baie mense se verwagting is, ek wil iets hê, ek wil goed hê en dinge moet alles net regloop. En dan, wanneer Jesus se verwagting nie aan jou doen nie, dan draai hy om. Ek het gister een van ons broers vir my gesê, die Here het hom gelos. Broer is nie hier nie, maar ek sê jou vandag as jy luister, die Here het jou nooit gelos nie. Dis jy wat gedink het, Jesus het nie aan jou verwagtinge voldoen nie. Kinders van die Here, ons moet weet dat ons kan nie verwag dat Jesus aan ons verwagtinge voldoen nie. Ons kan nie skree Hosanna nie. Jesus is God en hy's lief vir ons en hy wil die beste vir ons hê en hy wil hê dit moet goed gaan met ons. Maar ons verwagtinge, die woord van die Here sê, my wil is nie julle wil nie. God het 'n ander wil soms as ons het. En dis wat mense laat wegdraai van die Here af. Dis wat gebeur het by Palmsondag, toe mense net verander het. En ek dink ons moet 'n les leer hierdeur. Ons moet 'n les leer om te sê, Here, U wil, nie my wil nie. Ek gee my alles op die altaar. Ek wil hê dat U wil moet geskied, nie my wil nie. Palmsondag beteken dit vir my en vir jou, dat ons moet weet, dit beteken dat nie my wil nie, maar God se wil. En God se wil is 'n beter wil. Jesus het 'n beter
het 'n beter ding gedoen as wat hulle gesê het. Die onsigbare stryd agter die skerms. Agter die skerms is daar 'n onsigbare stryd. Agter die skerms is daar 'n onsigbare stryd vir my en vir jou. Ons ken Johannes 10 vers 10 wat sê die dief het gekom om te slag en te steel en vernietig. Die dief, die duiwel wil slag, steel en vernietig. Hy wil maak dat ons dink ons belange is belangriker as God. Maar die woord sê Jesus het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Daar was 3 kragte teen Jesus. 3 kragte. Die godsdienstige leiers. Die godsdienstige leiers was jaloers. Hulle het gesê, kyk wat hierdie man maak, ons moet hom keer. Hulle het gesê, ons gaan mag verloor. Die mag wat hulle gehad het, was ook net 'n tydelike mag. Hulle was nog onder die Romeine. So die 3 magte is die godsdienstige leiers. In die tyd van die Bybel was dit die godsdienstige leiers wat gemaak het dat godsdienstige leiers het baie keer al foute gemaak. Ek wil nie oor politiek of niks praat nie. Ons moet versigtig wees vir godsdienstige leiers, kinders van die Here. As jy die woord van die Here ken, dan sal jy godsdienstige leiers luister wat die woord van die Here kry. En dis ons land se probleem. Die godsdienstige leiers ken nie die Here vandag nie. Ons moet bid dat die Here godsdienstige leiers gee wat God ken, dat ons land sal verander en sal omdraai as gevolg van godsdienstige leiers maak dat ons nie goed in ons land gaan nie. Kan julle sê amen daarop? Stem julle saam wat ek sê? As ek nonsens praat, is julle welkom. Maar ek weet dit is so en julle weet dit. Dis hoekom die land in 'n toestand is. Maar gelukkig is daar dinge om te gebeur in ons land. Voel julle en ervaar julle 'n beweging in ons land? Kan ons sê amen daarop? Die woord van die Here sê, ekskuus. Wat in die geheim gedoen word, gaan van die berge afgeskreeu word. En dis presies wat in ons land nou aangaan. Dinge wat in die geheim gedoen word. Die korrupsie, al hierdie goed is besig om uit te kom. Wie doen dit? Wie behaal dit uit? Die Here. Julle weet dit, né? Ons land gaan verander en ons kan sê amen daarop. So die eerste is die godsdienstige leiers. Hierdie mense, daar's baie mense wat daar's so baie kerke en goed is, julle moet seker maak kinders van die Here dat julle by 'n regte kerk gaan. So hulle was jaloers. Hulle is bang hulle gaan mag verloor dan. En die Romeinse owerheid, hulle het gevrees vir opstand en vir politieke druk. En die skare was emosioneel en wisselvallig. Maar bo dit alles, al hierdie dinge was God se plan. In Handelinge 2 vers 23 lees ons, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Jesus is deur die bepaalde raad van God en voorkennis van God oorgelewer, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en hom omgebring. Dit is wat Petrus gesê het by die Pinkster. Jesus dit was 'n voorbeplande ding vir die Here. Luister kinders van die Here, in julle lewe, God is besig met 'n set-up vir jou. Hy is besig om te kyk of jy gaan doen wat hy sê en dan gaan jy sien wat sal gebeur in julle lewe. Vertrou die Here, doen wat die Here sê, doen wat die Here vir jou sê. Ek wil julle aanmoedig en sê, wat sê die Here? Vir party mense is die prys te swaar om te betaal. Vir party mense is dit swaar om, ek wil versigtig wees wat ek sê. Die Here sê vir jou, doen dit, maar nee Here, ek kan dit nie doen nie. Nou is daardie prys te swaar. Nou, omdat jy nou nie dit wil doen nie, nou word jy kwaad en baie mense is kwaad vir die Here. Ons het gister 'n baie emosionele begrafnis gehad van 'n kind wat dood gegaan het. En ek is jammer ek praat dit, maar ek moet dit praat. Want toe my kind dood gegaan het, was ek kwaad. Ek was kwaad vir God en mense word kwaad. Maar hoekom laat U die dinge toe dan, Here? Maar die Here het 'n beter plan gehad, 'n beter plan. Ek sê met respek, as my kind nie dood gegaan het, net ek hier gewees nie, waar was ek vandag gewees? God se plan, my kinders van die Here, is altyd groter as ons plan. God het 'n beter plan vir jou. En hou aan, vertrou die Here. Hou aan, vertrou die Here. God se plan is die beste plan. Die voorkennis van God. Selfs vir die kerk, selfs vir elkeen wat hier sit.
Julle moet weer gaan dink, wat het die Here vir jou gesê? Wat wil die Here hê jy moet doen? En hoekom het jy dit nie gedoen nie? Is dit jou emosies? Is dit jou eie dinge? Is jou eie goeders? Die kruis was nie 'n mislukking nie, maar 'n oorwinning. Baie mense het gesê, aan die kruis het hulle vir Jesus gesê, jy het ander gered, hoekom kan jy jouself nie red nie? Dit was oorwinning. Jesus het vir my en vir jou aan die kruis gesterwe as oorwinning, 'n oorwinning. Baie mense het gedink, nee, hierdie ding, Jesaja 53 vers 5 lees ons, hy is deurboor oor ons oortredinge, deur sy wonde sê daar, het daar genesing vir hom gekom. My en jou oortreding, Jesus het die volle prys betaal vir my en jou oortreding. Ons sondes is aan die kruis vasgespijker. Jesus sê, dis volbring, ek het klaar betaal, kind van die Here, God het klaar betaal deur Jesus se bloed vir my en jou sonde. En dit maak nie saak nie, die Here het klaar betaal. En ons is vry, ons kan in vryheid lewe. Ons moet dit weet, oorwinning lewe. Ons kan vandag in oorwinning lewe as gevolg van die kruis. Jesus, die bloed van Jesus. Hy is deurboor vir ons oortredinge. Wat lyk soos 'n nederlaag is eintlik 'n oorwinning. Is redding vir die mensdom. Nie net een persoon nie, die hele mensdom is gered. Die waarheid, die kruis was nie die einde nie, dit was die begin van verlossing. Die kruis was nie die einde nie, dit was die begin van verlossing. Die mense het verwag dat hulle die land gaan oorneem. Hulle het nie. Die mense het verwag dinge. Hulle teen Jesus gedraai, maar Jesus het hierdie ding gevat, wat hulle teen hom gedraai het, aan die kruis gesterwe, en dis hoe ons vandag kan in oorwinning lewe, amen. Vandag kan ek en jy in oorwinning dra. Julle weet in Romeine 8 vers 28 sê, alles gebeur ten goeie vir hom wat Jesus lief het. Daar's baie dinge wat in julle lewens gebeur, dat julle dink, dis die einde, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Maar dit gebeur ten goeie. Wie maak dit ten goeie? Is net Jesus. Jesus kan dinge wat sleg is, alle dinge gebeur ten goeie, wat met ek, met my en jou en die kerk en alles, vir Jesus maak dit ten goeie. Hoe kan Jesus ten goeie maak, dat 'n kind doodgaan, en mense die Here aanneem? Keuses, die hele lewe gaan oor keuses. En ons word baie maklik geëmosioneel aangeraak deur mense, en die skare het gejuig en takke afgekap en goeders gedoen, palmtakke, en gesê Hosanna aan die koning, hulle klere op die grond neergegooi, want hierdie Jesus gaan nou die Romeine onderdruk, maar hy het nie. En hulle was teleurgestel. Baie keer dan dink jy, maar as jy nie op verhoging by die werk kry nie, en dan word jy teleurgestel. Baie dinge, die meeste van die dinge wat in ons lewe gebeur, ook die dinge wat ons die duiwel toesnou, dis nie die duiwel nie, dit is jouself baie keer. Kan julle amen sê? Goed, ek haas my, ek is amper klaar. Kom ek sluit af oor Palmsondag. Die skare het gesê, Hosanna, toe dit maklik was, en kruisig hom, toe dit moeilik was. Wanneer dit maklik is, wanneer dit goed gaan met jou, dan sê ek en jy, Hosanna, prys die Here, ek het 'n verhoging gekry, prys die Here, hy is goed vir my, en alles. Maar, wat doen jy wanneer dit moeilik is? Dis die vraag wat ek vanoggend vir julle vra, vir my en vir jou vra. Wat doen jy wanneer dit moeilik is? Wat doen jy wanneer die dinge nie loop soos jy wil hê nie? Wat doen jy wanneer jy by die dokter gaan en die dokter sê, my maat, jy's siek? Wat doen jy? Wat doen jy? Jesus het klaar gesterwe vir dit, kinders van die Here. En ons moet net sê, Here, ons vertrou U nog steeds. Hosanna aan die koning, nog steeds die koning. Jesus bly die koning, ongeag wat. Maar die vraag vandag is, wat sê jy van Jesus? Jesus kom vandag weer. Nie op 'n donkie nie, maar deur sy Gees, sy Heilige Gees. Hy vra nie net, sal jy my prys nie, maar hy vra, sal jy my volg? Jesus kom vandag op hierdie dag
van Palm Sondag en hy vra vir my. Hy kom nie op 'n donk nie. Hy kom deur sy Heilige Gees. Hy vra nie, sal jy my prys nie. Hy vra, sal jy my volg? Jesus vra vir my en vir jou, sal jy my volg? Hy sê, hy roep ons almal, hy sê dat hy wil hê ons moet vissers van mense wees. Kom agter my aan, volg my en ek sal julle maak vissers van mense. Wie roep hy? Vir die pastoor? Ja, hy het die pastoor al lank al geroep. Die pastoor probeer om vissers van mense te maak. Maar hierdie mense wat hier sit, kan baie meer mense bereik as wat die pastoor kan bereik. Hoor die stem van die Here, kind van die Here. Die Here sê volgens vir my en vir jou en elkeen wat hier sit, volg my, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Die opdrag wat die Here aan ons gegee het, maak om vissers van mense maak. Volg my. Moenie net palmtakke voor hom gooi nie. Moenie palmtakke voor God gooi nie. Gee jou hart vir hom. Moenie palmtakke voor God vanoggend gooi nie, kind van die Here. Gee jou hart vir hom. Dis die boodskap. Dis Palm Sondag. Palmtakke. Verstaan julle nou wat is Palm Sondag? Die wat nie verstaan nie. Verstaan julle? Die wat nie verstaan nie, steek op julle hand, dan begin ek weer van voor af. Daar is 'n juffrou hierso, sy kan julle weer van voor. Verstaan julle wat Jesus sê? Moenie palmtakke vir hom gooi nie. Gee jou hart vir Jesus. Gee jou hart vir Jesus. Dankie, ek het klaar gepreek, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Dankie Here dat ons gesing het en ons glo dat U wil ons seën. U draai U gesig na ons kinders. Ons hele lewe, Here. Dankie dat U goed is vir ons en ons wil net vandag, Here, ek wil weer kom bevestig dat ek vanoggend weer my hart vir die Here gee. Here, my hart, my lewe, die Here se woord sê dat jy moet die Here lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand en al jou krag. En ek wil eers te wees vanoggend om te sê ek gee my hart vir Jesus. Weer opreg en ek sê Here, help my, lei my, nie palmtakke nie, my hart. Nie klere nie. Die Gees van die Here is hierso. En ek wil hê elkeen daar waar jy sit, broer en suster, daar gaan ek nie hande op sit en vorentoe laat kom nie en dit. As julle wil, kan julle na die tyd, as julle gebed nodig het, kom ons sit net daar en sluit ons weer stil voor God. Here, ek wil bid dat U elkeen wat in hierdie kerk sit vanoggend, laat elkeen die stem van die Here hoor. U sê deur U Gees, gee jou hart vir my. Hoor die stem van die Here, gee jou hart vir my. Here, help dat elkeen dit sal hoor. En help ons dat ons vrymoedigheid hê, dat ons hart vir die Here weer sal gee. Ons lewe, ons alles. In die naam van Jesus. Dankie Here, dat U met mense praat. En dankie dat U ook met mense praat wat in moeilike omstandighede is. Dankie dat terwyl in hierdie omstandighede is, bid ek vir elkeen wat siek is, Here. Dankie dat U nog steeds dieselfde genees, Here. Dankie dat die woord sê deur U wonde daar genesing gekom. Ek bid vir mense wat hier sit wat kanker het, dat die Here hulle nou genees. Ek bid vir mense wat siek is, wat hartseer is. Ek dank U, Here, dat U hulle hartseer wegvat, want die woord sê, ek sal self die trane van jou oë afvee. Ek bid vir mense wat verslaaf is aan dinge. Here, ek bid dat hulle daai goed los en hulle hart vir die Here gee. Dankie dat U werk op 'n bonatuurlike manier, dat U werk in die agtergrond, daar waar mense nie kan sien, hier in die kerk, Here. Dankie dat U besig is om te werk en dat U lewens verander op hierdie oomblik in die naam van Jesus. Dankie Here dat U mense seën, dat U hulle uitruk uit hulle omstandighede. Ek bid vir huwelike, Here. Ek bid vir restaurasie van huwelike. Ek bid vir mense wat klein jakkeltjies het, sondetjies en goeders, Here. Help ons dat ons al daai goed voor die altaar lê en ons hart vir die Here gee. Here, dankie dat ek weet dat U die na-prediker van hierdie woord is. Dankie dat die woord van die Here sê, my woord sal nooit ledig terugkom nie. Dit sal bereik wat dit moet bereik het. En ek weet, Here, dat hierdie woord bereik wat dit moet bereik het.
Dankie Here vir die voorreg wat ek het om die goeie nuus van Jesus te verkondig. Dankie dat die mense gestuur het om te kan hoor wat uiteindelik op Palmsondag gebeur. En help ons Here dat ons dit verstaan. Nie palms nie, ons hart. Nie klere nie, dat die Gees van die Here met ons werk. Dankie, dankie, dankie. Amen en amen.